notasie en getallelyn is net 'n moontlike manier wat hulle jou ongelykhede saam met jou getallestelsels meng. In graad 10 is dit hoe hulle dit vir jou gaan vra om te weet of jy jou getallestelsels ken. So, kom ons begin net by die basics. So, wanneer ons gaan werk met jou groter en jou kleiner as, ek hou daarvan om te onthou met groter, beteken my pyltjie gaan regs, met kleiner gaan my pyltjie links. Dit is alles in die opsommings vir julle gegee hierso. Dan werk ons met my groter en gelyk aan, dis die enetjie met 'n streepie daar in die onder, en my kleiner en gelyk aan, hulle tweeetjies het 'n blokhakkie, en dit is, my sirkeltjie is ingekleur. En dan as ons werk met my groter as, net 'n gewone groter as, of 'n gewone kleiner as, soos hierso, groter as of kleiner as, is dit 'n ronde hakkie, en my sirkeltjie is oop. Okay, so ek gaan nou wys waar dit inkom. So kom ons begin met die voorbeelde. Eerste gedeeltetjie, sê hulle vir my, stel die volgende grafies voor. So, hier kan ons sien letterlik, okay, eerstens sê hulle vir my, x is 'n element van reële getalle. So, my reële getalle beteken, dit tref al die klein tiny gedeeltetjies tussenin. So, eerste gaan sien ek, hy begin by -5, en x is letterlik tussen die -5 en die 2. So dit sê vir my, hy gaan tussen die -5 en die 2 wees. Nou, die -5 is 'n oop sirkeltjie, want dis net 'n kleiner as. As hy 'n kleiner en gelyk aan gehad het, sou my sirkeltjie ingekleur wees. En dan x is kleiner as 2. My 2 het actually ingekleur, want dit is kleiner en gelyk aan. Okay. En hulle sê vir my, x is 'n element van reële getalle. Ons gaan nou 'n bietjie moeiliker is doen. Dan die volgende enetjie, hierso sê hulle vir my, okay, x is 'n element tussen -2 en 3. Daar sê, maar, dit is, x is 'n element van reële getalle. Dit is 'n ander manier hoe hulle hom vir jou vra. Hierdie is volgens jou intervalnotasie, so dit gee maar net my 'n interval waar volgens x lê. So ons kan gaan sien, hy lê tussen die -2, dis altyd jou minimumwaarde, en hierdie is jou maksimumwaarde. So hy lê tussen die -2 en die 3, okay, so ons gaan van -2 tot by 3. Nou moet ek gaan kyk, my -2 het 'n blokhakkie, dit beteken, hy is ingesluit, daarom het ek 'n geïngekleurde sirkeltjie, en dan my 3 het 'n oop sirkeltjie, want hy het 'n ronde hakkie. As jy gaan kyk hierso, die blokhakkie en die groter en gelyk aan, of die kleiner en gelyk aan, en die ingekleurde sirkeltjie, is vat almal hande saam. Okay, so dis hoekom my -2 dan my kolletjie ingekleur is. Volgende sê hulle nou vir my, okay, x is kleiner of gelyk aan -3, of x is groter as 4. Julle kan sien, hier het ek 2 x'e. Dit beteken ek gaan 2 verskillende antwoorde hê, want hulle sê hy gaan of kleiner of gelyk wees aan -3, of hy gaan groter wees as 4. Hy kan nie al 2 wees nie. X lê nie letterlik tussen 2 goed op hierdie stadium nie. So, jy gaan sien, x is kleiner of gelyk aan -3, met ander woorde, die pyltjie gaan links van die -3, en my kolletjie is ingekleur. Al hierdie antwoorde is in die opsommings. En dan sê hulle, of x is groter as 4, met ander woorde, pyltjie gaan regs van die 4, en oor dit net groter as is dit net 'n oop sirkeltjie. En dis hoe ons hierdie een doen. En dan die volgende enetjie sê hulle vir my, okay, ons werk met x is 'n element van negatief infinity tot by 0. Alright, so kom ons kyk gou hoe werk hy dan. So, ons gaan eerstens sê, x lê somewhere, dis 'n intervalnotasie, tussen -infinity en 0. So, eintlik sê dit maar net vir my, hy gaan al die pad tot daar. Wat belangrik is, jou infinity, jou oneindig, het altyd net 'n ronde hakkie, want jy het nie 'n blokhakkie nie, want oneindig hy kan nie ingesluit word nie, want jy kan altyd nog verder en nog verder en nog verder gaan. My 0 het 'n blokhakkie, daarom in hierdie geval is hy ingekleur, en dis hoe ons hierdie doen. Okay, volgende enetjie. Nou gaan kyk ons, hulle sê nou vir my, skryf die volgende in versameling keerder notasie. Alright, so versameling keerder notasie, dis nou daai lang metode wat hulle doen. So ons gaan maak my blokhakkie, my krullhakkie, dan gaan werk ons in terme van x. So x
Ons kan sien, hy lê hierso letterlik tussen die -3 en die 9. So hierdie is 'n foolproefplan wat ek vir julle gee om dit te gaan skryf. Tussen die -3 en die 9. So jy skryf die linkerkant, skryf die regterkant, en dan in hierdie geval, x lê letterlik tussen die 2, en altyd in hierdie formaat, as hy tussen 2 goed lê, 2 kleiner as tekenkies. Nou moet ons net gaan kyk. My 3 is 'n oop sirkeltjie, daarom bly hy net 'n kleiner as. My 9 is actually ingekleur, daarom het hy kleiner en gelyk aan. En dan gaan ek sê, x is element van reële getalle, en dan sluit jy om. Alright, so dis hoe ons hierdie ouetjie doen. Die volgende metode kan ek sien, okay, wel, ek begin om te sê, ek werk met my x, en dan gaan sê ek kan sien, ek het 2 antwoorde hiertoe, so ek gaan x 2 keer neerskryf. Eerstens gaan x links van my -2, x is so goed soos my streepie, die streepie gaan links van die -2, so ek gaan sê x is kleiner as -2. En oordat dit 'n ingekleurde sirkeltjie is, sê ek kleiner en gelyk aan. Dan sê ek of, want die tweeetjies is heeltemal apart vir mekaar, x gaan regs van die 15, want hulle sê my streepie gaan regs van 15, so x is groter as die 15. En dit is nie 'n ingekleurde sirkeltjie nie, daarom kry hy nie daai streepie by nie. Dis net 'n x is groter as 'n 15, en dan kan ons hier ook gaan sê x is 'n element van reële getalle, want ons tref al die x'e. Okay, volgende enetjie, bietjie 'n mooier voorbeeld, sê hulle vir my, right, kom ons gaan kyk gou. Ek kan gaan sien hierso, wel, ek kan eerstens sien, ek gaan nie element van reële getalle tref nie. Reële getalle hierso, as dit 'n lyntjie was, dan beteken dit sluit almal in. Dis nie wat hier gebeur nie, ek het nie gereële getalle nie. So dit tref net al die getalle van -4 tot by 10. So ek hom sou gaan skryf, is om te sê, ek skryf my x neer, en dan gaan ek sê, -4, want sien julle, hy lê tussen die -4 en die 10, so dit bly dieselfde, skryf die kleinste een, skryf die grootste een, x in die middel, en altyd 2 kleiner astekentjies as hy tussen 2 goedjies lê. Nou, die 4 se sirkeltjie is ingekleur, daarom kry hy kleiner en gelyk aan. My 10 se sirkeltjie is oop, daarom bly hy net dieselfde. Nou, ek kan nie gaan sê x is 'n element van reële getalle nie, want hy tref nie al die x'e nie. Hy tref net my heelgetalle. Kyk op die opsommings, dis die tekentjie vir jou heelgetalle. Okay. En dan, laaste enetjie van hierdie. Hier gaan sê hulle vir my, ons moet hom gaan definieer. So ons begin met x, nou gaan sê ons kan sien die pyltjie gaan regs van -6, met ander woorde x is groter as die -6. Oordat die sirkeltjie ingekleur is, kan ek ook gaan sê groter en gelyk aan. En dan sê ek x is element van reële getalle, want hy tref al die x'e. Okay. Bietjie moeiliker voorbeeldjies is wanneer hulle hom vir my so gee byvoorbeeld. Ons hou eintlik daarvan as hulle dit vir my vra. Hier gaan sê hulle vir my wel, okay, eerstens los op vir x. So dis net 'n lekker ongelykheid, ons is mal daaroor as hulle dit vra. Ek gaan eers my 4 oorvat na al twee kante toe. As hy plus is hier, dan minus ek hom aan al twee kante. So ek kry -10 minus 4, so minus 14 is kleiner of gelyk aan 2x, en dit is kleiner as 6 minus 4 wat 2 is. Dan gaan sê ek minus 14, wel ek gaan deel nou eers met 'n 2. So dan sê ek minus 7, kleiner of gelyk aan x, en dit is kleiner as 'n 1. Okay. En nou het ek vir x opgelos. Nou moet ek hom grafies voorstel. Nou gaan teken ek my getallelyn, maak seker jou kleinste getalletjie is altyd aan die linkerkant, en jou grootste getalletjie is aan die regterkant. En nou, ons weet x lê tussen hulle, daar sy, so ek teken my lyntjie, en dan sê hulle vir my, right, by minus 7 is ingesluit, daarom kry ek 'n ingekleurde sirkeltjie, my 1 is 'n oop sirkeltjie. Okay, en daar is hy. Nou vra hulle vir my, hoeveel getalle bevredig die ongelykheid indien hierdie? Hulle gee daai. X is 'n element van heelgetalle. Okay. So nou moet jy gaan kyk, nou mag ek net met my heelgetalle werk. My heelgetalle is al die mooi
getalle van -7 of al die negatiewe getalle en al die positiewe getalle en 0 is ook 'n heel getal. Hy mag net nie 'n desimaal of een of ander komma hê nie. So, ons gaan kyk die getalle, die heel getalle wat hierdie bevredig. -7 is ingesluit, so ek mag hom noem. -6 is 'n heel getal, -5, -4, -3, -2, -1, 0. Ek mag nie my 1 insluit nie, want 1 is nie ingesluit nie. So dit is my antwoord. So daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heel getalle wat hierdie ongelykheid bevredig. Alright. Okay, so die volgende een, bietjie 'n mooier enetjie. Hier gaan gee hulle vir my ietsie. Hulle gaan sê, wel, okay, eerstens, los op vir x, bietjie mooier ongelykheid. So ek sal hom oorvat, vat my 1 oor, dan kry ek -4 is kleiner as x op 2, en dit is kleiner as 3 plus 1 is 4, en hulle het gesê kleiner en gelyk aan, daarom kry hy 'n gelyk aan ook. Nou gaan maal ek van onderaf met 'n 2, dan kry ek -8 is kleiner as x en is kleiner of gelyk aan 8. Okay, nou wat ons gaan doen hierso, ons gaan teken hom grafies voor. Ek kan sien hy lê letterlik tussen die -8 en die 8, my xie in die middel, my streepie. By die -8 is dit net 'n oop sirkeltjie, want dit is net 'n kleiner as, en 'n kleiner en gelyk aan by die 8, daarom is dit 'n ingekleurde sirkeltjie. En dis hoe ons dit doen. Nou, kyk die volgende vraag. Nou sê hulle vir my, hoeveel getalle bevredig die ongelykheid indien x se element is van my telgetalle. As jy nie seker is wat daai lettertjie is nie, gaan kyk weer die opsomming oor getallestelsels. So, my n met 'n nulletjie aan die onderkant is maar net 'n teken vir my telgetalle. My telgetalle, dis die 0, 1, 2, 3 en dan gaan dit so aan. Okay, so hulle vra nou vir my, ek mag eintlik nou net weet hoeveel getalle gaan van hierdie gedeeltetjie gaan eintlik my telgetalle wees. So, ons weet, ons het 'n 0, 'n 1, 'n 2, 'n 3, 'n 4, 'n 5, 'n 6, 'n 7 en ek mag actually my 8 ook insluit, want dit is 'n oop ingekleurde sirkeltjie. Right. So, daar is 9 telgetalle wat hierdie ouetjie gaan bevredig. Okay, so dis hoe ons daai doen. Dan, volgende paar, hulle sê net vir my, ek moet hierdie ongelykhede grafies voorstel. So, grafies voor, kom ons gaan kyk wat hulle vir my gee. Eerste enetjie sê hulle vir my, x, ons kan sien, wel, eerste moet ek hom oplos, om te gaan sê, kom ons gaan deel met die 2, dat ek my x alleen kry. So, ek gaan sê, -2, is kleiner of gelyk aan x, en is kleiner as 3. En as hy tussen die 2 goedjies lê, maak my -2, ek maak my 3, en hulle sê hy is kleiner of gelyk aan die -2, daarom is dit 'n ingekleurde sirkeltjie, en dan 'n oop sirkeltjie by die 3. En hulle sê, dis reële getalle, so jy kan net soos jou streepie gaan trek, dit sluit al die klein gedeeltetjies tussenin in. Okay, dan die volgende enetjie, gaan sê vir my, okay, ons gaan hom net gou eers weer oplos, ek gaan sê -2 is kleiner of gelyk aan x, dis kleiner as 3. Nou sê hulle vir my, x is 'n element van my n. Alright, nou kan ek nie meer gaan sê, okay, hy gaan nou van -2 tot by 3. Ek kan nie dit nou meer doen nie. So nou wat jy gaan doen hierso, is om te gaan sê, okay, wel, my n beteken my natuurlike getalle. Natuurlike getalle is 1, 2, 3 en dan gaan dit aan. Okay, so wat ek hierso sal doen, ek sal gaan sê -2, hy tel nie, ek mag hom nie insluit nie, hy is nie 'n natuurlike getal nie. -1 is nie 'n natuurlike getal nie, 0 is nie 'n natuurlike getal nie, 1 is 'n natuurlike getal, 2 is 'n natuurlike getal, 3 is 'n natuurlike getal, maar hulle sê vir my net kleiner as, daarom is hy net 'n oop sirkeltjie. Okay. En dan die volgende enetjie sê hulle vir my, ons werk met dieselfde, -2 is kleiner of gelyk aan x, dis kleiner as 3. Nou sê hulle vir my, x is 'n element van my heelgetalle. So my heelgetalle, nou kan ek gaan sê, hy lê tussen die 2 goed, ek het 'n -2 en 'n 3, x lê tussen daai 2, maar is heelgetalle. -2 is actually ingesluit, -1,
mag ingesluit wees, dis 'n heel getal. 0 mag ingesluit wees. 1 mag ingesluit wees, 2 mag ingesluit wees, 3 is dan net 'n oop sirkeltjie, want hy's nie ingesluit nie. OK, en dis hoe ons hierdie gedeeltetjies doen. Dit is hoe hulle jou gaan toets om te weet of ken jy jou getallestelsel.